Hi, baie welkom by vandag se bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal vir 2025, geloofslesse uit Joshua se lewe. En ons kyk hierdie week na les 2 vir 4 tot 10 Oktober. En die tema is verras deur genade. Hierdie week se geheue teksvers vind ons in Hebreërs 11 vers 31 wat lees: Deur geloof het Rahab, die prostituut, nie saam met die ongehoorsaames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om hierdie lesie weer saam te kan bespreek. Mag U asseblief U woord in ons harte plant, in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom weer eens, baie dankie dat julle almal saam met ons inskakel. Baie dankie vir elkeen wat ook die duimsop knoppie druk. Dit help ons geweldig baie om hierdie aan meer mense te versprei. So asseblief, dit gaan jou niks kos nie, nie 'n sent nie, druk vir ons asseblief daai like knoppie en ook dalk die share knoppie en deel dit met u vriende op ander sosiale media platforms. Ons wil ook baie dankie sê aan Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, wat ook hierdie programme uitsaai op hulle stasie. En baie welkom ook aan al ons Adventiste Wêreld Radio Afrikaans se luisteraars. Ons glo u sal ook ryklik geseën word. Ons is vandag by Sondag 5 Oktober en vandag se tema is 'n tweede kans. Iets waarmee ons almal kan identifiseer. Ons almal het al geval, foute gemaak, droog gemaak. En tog gee God ons die geleentheid om weer op te staan. Ons begin met Joshua 2 vers 1 wat lees: Joshua, die seun van Nun, het in die geheim 2 manne uit Sittim as verkenners gestuur en gesê: gaan kyk die land, veral Jerigo. Gaan kyk gerus na Numeri 13 vers 1 tot 2 en ook verse 25 tot 28 en vers 33 en ook na Numeri 14 vers 1 tot 12. Hierdie gedeeltes herinner ons aan 'n vorige gebeurtenis, die eerste keer toe Israel verkenners gestuur het. Destyds het ongeloof en vrees hulle terughou. Hulle het die reuse gesien en nie die Here se mag nie. Nou, 40 jaar later, stuur Joshua weer verkenners, maar hierdie keer net 2. En hierdie keer begin alles by dieselfde plek, Sittim. Nou, Sittim is 'n plek met 'n donker geskiedenis. In Numeri 25 lees ons dat Israel daar 'n sondige verhouding met Moabitiese vroue verval het. En die gode van Moab begin aanbid het. Dit was een van die grootste en donkerste afwykings in die hele geskiedenis van Israel. So toe Joshua nou van daar af verkenners uitstuur, moes dit vir baie mense 'n spanningsvolle oomblik wees. Gaan ons weer val? Gaan ons hierdie keer die Here getrou gehoorsaam? Die Here was egter besig om vir Israel 'n tweede kans te gee, om te wys dat hulle uit hulle foute geleer het en hom hierdie keer sou gehoorsaam. Ons kyk ook na iemand anders wat ook 'n tweede kans ontvang het, Petrus. Ons lees in Johannes 18 vers 16 tot 18 vers 25 tot 27, sien ons hoe Petrus bang en verward sy meester 3 keer verloon het. Maar dan lees ons ook in Johannes 21 vers 15 tot 19, waar Jesus hom na Jesus se opstanding 3 keer vra: het jy my lief? En elke keer bevestig Jesus sy roeping: laat my skape wy. Soos Israel kry Petrus 'n tweede kans, nie omdat hy dit verdien het nie, maar omdat God vol genade is. En dit is die hart van hierdie les. God is 'n God van tweede kanse, derde kanse, vierde kanse. Die Bybel noem dit genade, om iets te ontvang wat jy nie verdien het nie. Soos Romeine 5 vers 12 sê, het ons toegang gekry tot hierdie genade deur geloof. Efesiërs 2 vers 8 herinner ons dat ons deur genade gered word en nie deur ons eie werke nie. En so ook Titus 2 vers 11 tot 14 sê dat hierdie genade nie net red nie, maar ook opvoed. Dit leer ons om reg te lewe en nuwe beginne, nuwe kanse aan ander ook te gun. Soos Petrus moes leer, word ons ook geroep om self
genadig te wees. Wanneer iemand struikel of val, is dit maklik om te oordeel. Maar hierdie les roep ons om te onthou dat ons almal leef slegs danksy God se tweede kans in ons lewe. En dalk is daar iemand in jou lewe wat jy vandag weer moet toelaat om oor te begin. 'n tweede kans. Dalk is jy self daardie persoon wat 'n nuwe begin nodig het. Onthou, die Here het vir Israel weer oor die Jordaan laat trek. En vir Petrus weer laat lei. Net so, gee hy ook vir jou en vir my 'n tweede kans. Kyk na die vraag en dink oor hierdie vraag aan die einde van die dag. Dink 'n bietjie aan die Israeliete wat 'n tweede kans gegee is om Kanaan binne te gaan, as ook die genade wat Petrus ontvang het, en dit nadat hy die meester verloon het. Hoe leer ons uit hierdie Bybelgebeure dat ons vrylik genade moet skenk aan diegene wat daaraan behoefte het? Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir u groot genade, u tweede kanse, derde kanse, vierde kanse, vyfde kanse wat u aan ons gun. Ag Here, help ons asseblief dat ons tog nou in u voetspore sal volg in gehoorsaamheid. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat u saam ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën.